by 1 Korintiërs 15. En ek gaan die hele gedeelte lees, is 'n lang hoofstuk, so moet nou nie frustreerd raak by my nie. En dit is 'n boodskap, of dit is 'n woord wat jy elke dag kan gaan lees, dat die Heilige Gees dit in jou gees sal losmaak, dat jy sal verstaan die krag van die evangelie boodskap. En hier verduidelik hy dit vir ons so mooi, dat ek en jy dit kan hoor, en dat ons dit sal sien, en dat ons daaruit opgewondenheid sal kry. Wanneer ek en jy die woord van God oopmaak, moet daar iets in jou binneste loskom, daar moet so 'n vuurwerk begin, want ons is nou besig met die stem van die Here. En die stem van die Here wil nou met jou bedien. Die stem van die Here wil nou vir jou 'n openbaring bring. En ek wag net dat geduldigheid vir my brok, en dan gaan ons verder lees. Ons prys die Here dat ons dit so kan doen. Ja, die Brak en Jan moet ons natuurlik eenkant bou word. My data het uitgehardloop, so ek moet volgende nou die rekenaar gebruik om die boodskap te kan bring. So prys die Here ook daarvoor dat ons het middele en daarmee die Here ons sien. Dit is wonderlik. 1 Korintiërs 15, die hele hoofstuk lees, so wees geduldig, maar luister. En ek dank die Here dat U ons nou die vermoë gee om te luister. U ons die vermoë gee om te hoor. U mag die woord volgens vir jou seën. Broeders, vers 1, ek maak julle die evangelie bekend. Waarom is ons besig die afgelope ruk met die evangelie nie? Wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daarin vashou. Hoor wat sê, as julle daarin vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet ter vergeefse glo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ook ontvang het, dat Christus vir ons gesterf het, volgens die skrifte. Nie volgens getuienis van mense, nie volgens die skrifte. Waarmee het ons gekyk die afgelope tyd? Ons het gepreek uit Exodus, die Ou Testament. En daarom is dit belangrik dat ek en jy die Ou Testament nie sien as net 'n boek van geskiedenis nie. Ons, die evangelie, spruit uit die Ou Testament. So reg deur die Ou Testament gee die Here al reeds vir ons die evangelie. En dit is vir my en jou om hierdie kosbaarheid te ontvang. So wow, ek wil meer weet rondom dit. En dat hy begrawe is, vers 4, en dat hy op die 3de dag opgewek is en volgens die skrifte, en dat hy aan die Sefas verskyn het, en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan ook die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige is al ontslaap het, bewys van Christus se opstaan. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as 'n ontydig geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om apostel genoem te word, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbeid as julle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat my gegee is. Konsentreer, hou vas aan die woord, luister dat die woord volgens jou nie bedien. Of dit nou ek of hulle is, nou spreek ons, en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommiges onder julle dat daar geen opstanding van die dode is? Hier kom die bewys van die evangelie. Hier is dit belangrik, ouens, dat ek en jy mense hierdie gedeelte kan gebruik om mense te help om te glo in Christus. Dis waarvoor ons kerk is. Kerk van Christus. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Kom laat ons belou in die kerk, as ons hierdie behandel. Hoekom raak ons opstandig in die kerk, as ons hierdie waarheid? Hoekom raak ons besig met godsdienstige dinge, waar daar geen krag in is nie, as ons hierdie boodskap het? Vers 15. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie. Ten minste as die dode nie opgewek word. Hoor wat sê hy? Hy sê, as ons dan die evangelie verkondig, dat Christus opgewek, en dis 'n valse evangelie, dan spreek ons teen God.
Maar nou spreek ons saam met God. Ons spreek die evangelie van God. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde. So as daar geen opwekking was, het ek geen vryspraak van sonde nie. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons met hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As jy in die evangelie vashou, net vir hierdie tyd wat jy leef, en daar nie vir jou 'n toekomsvisie is, as jy nie vooruit kyk waarna toe jy gaan, as die dood nog vir jou 'n finaliteit, sê jy die armste van die armsaliges. Ek vra weer vir jou, glo jy hierdie boodskap? Pas op om vanaf die amen te sê. Want dit vra vir my en jou verantwoordelik. Glo ek en jy werklik die evangelie boodskap? Vers 20. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur die mens is die opstanding van die dode ook deur die mens. Want soos hulle almal in Adam gesterf het, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as die eersteling in Christus en daarna die wat Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer die koninkryk van God die Vader oorgee, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig. Want hy wat as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het, die laaste van die vyand wat vernietig word, is juist die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles en almal kan wees. Dus kom ek sê, gaan lees hierdie boodskap asseblief. Gaan lees, jy het nou 2 opdragte om uit te voer vir Woensdag. Psalm 112, 1 Korintiërs 15. Daar is soveel krag in hierdie boodskap, ouers. Daar is soveel verantwoordelikheid, daar is soveel kennis, daar is soveel geestelike krag in hierdie boodskap. Die hele Bybel, maar spesifiek hier, praat hy met my en jou, verwagte van my en jou om hierdie gedeelte weer te gaan lees. Anders, wat sal hulle doen, wat hulle vir die dode laat dood, as die dode geheel en al nie opgewek word? Hoekom word ek en jy gedoop? Hoekom wil ons gedoop word? Hoekom wil ons die wateronderdompeling deurgaan, as ons onsself wil doop in die dood, maar ons geen opwekking? Hoor jy wat ek sê? Van lees die Bybel. Waarom laat die Heilige Gees aan vir openbaar? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ook elke uur? Waarom is ons ook elke uur in geval? Ek sterf dag vir dag, broeders. So, waar as ek op julle roem in Christus Jesus? Sterf ek en jy elke dag? Waarom sterf jy? Waarvan sterf ek en jy? Moet ek hier die vraag vra? En ons het dit gesing. I surrender. Ek gee alles vir my. Die vraag vir ons, is jy bereid om alles te gee? Is jy werklik bereid? Is ek werklik bereid om alles te gee? Kan jy weet? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus. As ek in Eva is op Efesië, op menslike wyse met wilde diere geveg het, wat 'n voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. En is dit nie wat die wêreld op het lewe nie? Daar is nie 'n lewe hierna nie. Selfs die kerk sukkel om te glo daar's 'n lewe hierna. Ouens, hierdie boodskap is vir jou die waarheid. Daar is 'n lewe daarna. Die hele Bybel is die boodskap, daar is 'n lewe daarna. Maar dit vra vir my en jou om hierdie Bybel te lees. Dit vra vir my en jou om hierdie boek te lees. Dit vra vir my en jou om opgewonde te raak oor die woord van God, want dit is lewe. En as hy opgestaan het, beteken dat ek en jy gaan opstaan.
Moenie dwaal nie, sê hy, slegte gesprekke bederf goeie sede. Pas op wat jy praat. Ja, maar pastoor, jy weet, dis maar die lewe van 'n mens, jy weet. Ek is nou nie 'n pastoor nie, en daarom het ek nou nie die guns nie. Twak man, jy het meer guns, of net soveel guns as wat elke mens het wat die Here vertrou, die Here glo in sy woord vat as 'n opgewondenheid. Wees nugter oor die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en die hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mense sê, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het. Sien jy hoe belangrik dit is dat jy doodgaan? Wie is eerst om te wil sterf vanoggend? Ons het lekker gifies op. Ons moet uitsien om te sterf. Die saad moet in die grond val, sodat hy opgewek kan word. En wat jy saai, jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel. Byvoorbeeld van koring of van iets anders. Hy sê, hierdie liggaam moet sterf. Hy moet in die grond neergelê word. Dis die opgewondenheid, dan gaan ek en jy 'n oes kry. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy wil. En dan elkeen van die sandkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, van visse, anders as die voëls. As daar 'n hemelse liggaam en 'n aardse liggaam, ek lees weer vers 40, en daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die aardse. Dit beteken die vlees kan nie in die hemel ingaan nie, hy moet eers sterf. Anders is die heerlikheid van die son, anders as die heerlikheid van die maan, anders as die heerlikheid van die sterre. Want die een ster verskil van heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in die verganklikheid. Daar word opgewek in 'n onverganklikheid. Die Here sê, hoorie ou maat, hoorie suster, luister mooi vanoggend. Ek vra vir jou, konsentreer. Jy het 'n liggaam wat gaan sterf, maar ek gaan vir jou 'n ewige liggaam gee wat onsterflik is. Dis die prys. Verantwoordelikheid is om tot God se visie te surrender. Om jouself 'n volle oorgawe in God se woord te gee. Jy is nie hier vanoggend omdat jy hier is. Laat nie jy is hier omdat jy genooi is, maar glo my, God het 'n afspraak met jou, sodat hy met elkeen van ons hier sou hê. En jammer, dit is nou my gewoonte, my vrou waarstel sê, doen nou nie die nuwe mense so uitwys. Maak jy is nie skaam as jy nie. So prys die Here dat jy ook so die liefde sal ervaar. Die liefde van God. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar's 'n geestelike liggaam. Glo dit vanoggend, ouens. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword en die laaste Adam 'n lewende gees. Die geestelike een ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was nie ek lees weer vers 47, die eerste mens was uit die aarde, aards, stof. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mense is, so is die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons die beeld van die hemelse dra. Halleluja! En dit moet my jou opgewonde maak. Dis ons visie, dis ons toekoms, dis God se visie vir jou. Persoonlik Christus, vir jou. Maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike en die onverganklike. En kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal verganklik opgewek word. Onverganklik opgewek word. En ons sal
verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Daarom kan jy nie meer die wet vashou nie, want die wet klaai jou aan tot die dood toe, want niemand kan die wet onderhou nie. Maar God sy dank dat ons die oorwinning gee deur die Here Jesus, hier is die teks. Maar God sy dank dat ons die oorwinning gee. He is the one that gives us the victory. Deur ons Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig. Daarom, susters en broeders wat volgende is, en saam. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, wees onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Daar is 'n belangrike opdrag wat ek en jy nou moet kyk, en ons moet gehoorsaam. God Vader gee ons die Bybel as 'n kompas, as 'n rigtingwyser vir jou en my. Wat is die hooftema van die Bybel? Natuurlik is dit die evangelie. Die hooftema van Genesis af reg deur is dat God die mens weer met hom wil verenig. Dat God weer met my en jou wil tyd spandeer. Hy wil hê ek en jy moet na hom toe kom. So die hooftema van die hele Bybel, van die hele evangelie is juis in Christus, deur die leiding van die Heilige Gees, dat ek en jy weer met God sal verenig. Amen. My kinders is ver. Ek sien uit om met hulle te verenig. God sê ek en jy sy kind, ons is sy erfgenaam. Hy wil met my en jou verenig. Jy is nie 'n weeskind, jy is nie gemaak om te laat staan nie. God sê ek maak met jou bemoeienis. Maar ek en jy moet hierdie woord verstaan. Ons moet luister na sy stem. Baie keer sê ons ja, maar ons hoor nie God se stem nie. Gaan lees jou Bybel. Met ander woorde, redding was ook vereniging van die mens met sy skepper, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek en jy dien nie 'n algemene God nie, ouens. Ons dien nie al die ander gelowe dieselfde God nie. Ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Belangrik om dit te weet, en daarom is dit belangrik, gaan lees die Ou Testament weer en weer, want dit help jou om die Nuwe Testament beter te verstaan. Daarom sê hy, gaan kyk na die skrifte wat hulle gehad het, die Ou Testament. Die disippels, die apostels het nie die Nuwe Testament gehad soos ek en jy het nie. Hulle het die Ou Testament gehad. En hulle het uit die Ou Testament uit die evangelie gegee. Daarom praat Paulus, hy sê die skrifte is dit vir my en jou weergegee. En ons sien uit die Ou Testament dat hoe God elkeen wat hom aangeroep sy lewe geïmpakteer het in so 'n mate dat hy meer as 'n oorwinnaar was. That he was more than a conqueror. And God showed him, or kom ons los daar Engels woord, dat God hulle gelei in oorwinning. Visie, wat is visie? En ek wil graag net hê, ek wil stil staan hoe die wêreld vir my en jou visie gee. Wat is God se visie? En ek sê dit met groot respek, want God is die Almagtige. Hy laat gebeur. En daarom met groot respek wil ek sê, wat is God se visie vir my en jou? Dis die tema volgende. Wat is God se visie vir my en jou? Wat is 'n visie? 'n Visie is 'n beeld van die toekoms wat die onderneming na streef om te bereik. Waarna streef die kerk? Wat wil die kerk bereik? Die kerk wil die evangelie verkondig soos die woord dit sê. Die kerk wil mense oprig in die evangelie. In die evangelie kry ek en jy 'n toekomsvisie. God se plan vir jou. God se plan is dat jy met hom sal verenig. In die nuwe aarde en die nuwe hemel.
Ek vra weer vir jou, glo jy in die opstanding? Glo jy dat jy 'n nuwe liggaam gaan kry? Glo jy dat jou liggaam nie die hemel kan bereik nie, dat jy eers moet sterf en dat jy sal opstaan? As jy sê ek sal opstaan, dan moet jou visie verander en sê ek gaan 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel beerf. Dit is die evangelie. Ek en jy moet dit begin glo, ons moet dit begin spreek, ons moet dit vir mekaar verklaar, ons moet vir mekaar sê, stop dit waarmee jy besig is. Jy's besig met bose werke en jou bose werke gaan stop dat jy in die hemel kom. En ons het verlede week gekyk dat die vyand is uit om my en jou te mislei, om nie in hierdie visie van God te kan glo nie, om nie hierdie visie te kan sien nie, om soos wat hy sê, wat hulle sê, ja, maar ons glo nie in die opstanding nie. Dis tyd dat jy moet begin glo. Hoe kan jy nie opstanding glo as jy nie vir mense bid en jy sien God se wonderwerke nie? Hoe kan jy sien dat jy bid en jy uitroep en jy sê, Here, ek het 'n nodigheid in my lewe, ek het 'n nodigheid, ek het 'n verlange, ek het 'n hartseer en ek wil hê U moet dit kom verander, ek wil hê U moet dit kom nuut maak. Dit beteken ek verklaar voor 'n lewende, almagtige God my begeerte, my uitroep moet tot hom wees. As ek dit doen, verklaar ek hy is lewend. En hoe meer ek betrokke raak in mense se lewens, hoe meer ek begin uitreik in disippelskap, hoe groter sien ek God se hand in my lewe en hoe meer strek dit my geloof om verder te gaan. En dan kom die dag wat hy sê, glo jy werklik God? En ons het gesien Israel toe hulle moes kom by die beloofde land en die 12 bespieders word uitgestuur, die leiers. En 10 leiers het teruggekom en sê ons kan nie daaraan gaan nie, die reus is te groot. Nou sê ek vir jou vandag, hoeveel reuse is daar in jou lewe wat vir jou te groot is? Kyk. Want dit gaan bepaal. Die skrifte sê, gaan en toets die waarheid. Wat is die waarheid? Hebreërs 4 sê vir my en jou. 1 Korintiërs 10 dink ek, as ek reg het, sê vir jou, kyk na Israel, kyk wat het gebeur met hulle. Ek het hulle uitgebring, ek het hulle het gedoen wat ek gevra het, maar toe die toets van geloof kom, dit was net Caleb en Joshua en sy gesin wat kon ingaan. Ek vra vir jou 'n paar wat hierso sit volgende. Jy weet priester is van die huis. Glo jy genoeg dat jy jou kinders kan lei dat hulle die beloofde land kan hê? Kerkleiers, glo julle genoeg aan God dat hy is wie hy sê is in sy woord, dat die mense sal lei die beloofde land in en nie by plek kom waar jy kan sê my geloof is te klein en agterbly. Hierdie evangelie waarmee ek en jy sit, hierdie woord van God is krag en waarheid en oorwinning. Maar dit vra vir my en jou deelname te hê in dit wat hy van my en jou verwag. Dit vra vir my en jou om hierdie woord te toets, dit vra vir my en jou om hierdie woord te stap, dit vra vir my en jou om hierdie woord te sing, dit vra vir my en jou om hierdie woord te bid. Dit vra vir my en jou dat ek in hierdie woord verklaar oor ons huisgesin. Amen. 'n Visie is 'n beeld van die toekoms van die kerk wat bereik moet word. Dit beskryf die ideaalbeeld van waar die onderneming wil wees, waar die kerk wil wees, die ideaal wil wees op die bepaalde punt in die toekoms en dien as 'n bron van inspirasie vir almal wat daarin deelneem. Sien jy hoe belangrik dit is om die kerk se visie te kan dra wat daar teen die muur is? Sien jy hoe belangrik dit is dat jy 'n eie persoonlike visie het en sê, Here, ek maak dit my visie. En in hierdie visie is die evangelie van krag. En omdat ek glo in die krag van hierdie evangelie, gaan ek bid vir die rampokker en ek weet U gaan sy hand vaar. Amen. Want niemand moet verlore gaan. Ons kyk na mense wat verlore gaan in ons dorp. Ons kyk na mense wat onder bome en bosse slaap. Ons kyk na mense wat verniel is en vernietig is. As gevolg van eie keuse natuurlik. Maar daar is almal het so keuse gemaak. Baie keer gebeur daar iets in so 'n persoon se lewe dat hy verloor om te lewe. En daarom moet ek en jy gaan met blydskap. Daarom moet ek en jy gaan met hoop. En dit lê alleen in die woord van God. Ek kan vir
vir jou sê, my broeder en my suster, jong, dit is so wonderlik om jou te kan leer ken, is so ryk om jou adressie te kan gee, ryk vir die Here dat ek kan doen, maar jy nie die evangelie van waarheid en om deel met ons van die persoon verloor. Geen morale, wêreldse gedagte gaan my in die hemel bring. Maar wat ons in die hemel bring, is die evangelie van Christus. Ek en jy moet dit glo, ek en jy moet dit leef, ons moet dit verklaar, ons moet dit bid, ons moet dit preek, ons moet dit sing, ons moet mense ruk en sê, word net wakker in die naam van Jesus. Heilige Gees, Heilige Gees. Hoe wat jy doen? Deur die Bybel is die riglyn verenig met God se wil. Verenig met God se wil. Wat hy vir jou het. Deur die Bybel, deur die geskiedenis, sien ons hoe mense met God gewerk. Ons sien hoe God Abraham gevra het. Abraham, ek wil hê jy moet trek uit jou gewoontes uit. Ek wil hê jy moet wegstap uit jou gewoontes uit. Ek wil hê jy moet uitroep na my toe en ek gaan jou vat na 'n nuwe land toe en ek gaan jou daar versorg. Ek gaan dit doen. Maar gee die tree. Ek vra vanoggend vir jou en ek stel dit voor myself. Ek sê, kom ons gee die tree en ons vertrou God want hy weet waarmee hy besig is. Amen. Maar hy vra van my en jou, gee my volk oor aan my God my Here. Totale surrender. Wat kom die vyand? Die vyand kom spreek vrees oor my. Ja, maar as ek dit nie, ja, maar as ek nie dat nie, ja, maar as die dokter sê, ja, maar, al hierdie ja, maar vir dit is. Dit bring 'n vrees op ons. Ons kyk na die media, ons kyk na al die rampokkerry wat in die wêreld aan die gang is. Dit bring 'n vrees oor ons. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons is uitgehaal, uitgeruk uit die Babylon uit. Dit beteken, gaan lees Openbaring. Hierdie is Babylon, Satan se wêreld. Waarvan word ons bevry? Van Satan se wêreld na 'n nuwe koninkryk. Ons is koninkrykskinders, ons is in 'n tentwoning. Dit beteken, jy kan nie aanhou met jou rampokkerry nie, want dit gaan jou tekort kom. Waarna toe wil die Here ons vat na 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. So met alle respek, is God se visie vir jou en my en daarmee om te verenig. Dis 'n belofte. Ek en jy sien dit nog nie. Ek en jy weet nie hoe die hemel gaan lyk. Ons het so 'n klein idee wat Openbaring vir ons gee. Maar ouens, 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Vat hom, lees hom, verkondig hom. Maak hom jou eie. Ek sal na jou hou dit vas met jou uit. Vader, kom gee aan elkeen vanoggend die teenoor. Om te besef hoe kosbaar dit is. Dat U my lief gehad het terwyl ek nog 'n sondaar was, Romeine 5. Dat ek my nie meer skaam vir die evangelie nie, want dit is 'n groot krag tot redding. Krag! Ouens? Ja. Halleluja. Ja. 1 Korintiërs 5:17. Dan is wakker, sê jy sien nie. Dis met my. 1 Korintiërs 5:17, hy sê die ou ding het verbygaan, ek is 'n nuwe mens. Israel was ook nuwe mense gewees. Hulle is deur God uit gevangenskap uitgehaal. Hulle is deur die waterdoop, die Rooi See. Hulle verlede is afgewas, nuwe mense. Net so ek en jy, net in die evangelie aan Christus Jesus. Die yeast. Ons het die yeast wat staan. Maar Satan wil die yeast nie kom gooi hier in jou huis. Wat is die yeast? Gaan lees. Paulus sê, moenie betrokke raak met hoerery en al hierdie ander goeders nie. Dit is die yeast, dis die goed wat die hele deeg vernietig. Hy vat hulle deur die Rooi See, hulle gaan onder die wolk, die dooping met die Heilige Gees, en hulle volg hom, en toe die toets kom, dis hulle dan. Toe faal hulle geloof in. Hoekom?
Ek vra jou volgende vraag. Hoekom val mense en gaan die kerk hierdie beloofde land ingaan? En ek profeteer dit. Ek vra dat die Here ons openbaar maak. Dit vra vir my en jou om hom te vertrou. Dit vra vir my en jou om in verhouding te gaan. Dit vra vir my en jou wanneer dit swaar gaan om te weet God het jou nie gelos nie. Dit vra vir my en jou om daar, wanneer ons geloof gelouter word, vas te staan in die geloof en sê, soos wat Job gesê het, al kryp God vir my weg, sal ek hom bly soek. Amen. Maar dit vra vir my en jou om hierdie evangelie te glo, ouens. Reg in die Bybel sien ons mense se plan en dan God se plan wat volmaak is. God se volmaakte werking bring oorwinning. Victory! Oorwinning! Ons kan maak en breek soos ons wil. En dan dink ons, ek het 'n lot, ek het 'n vrou, ek het kinders, ek het dosyne en ek doen net wat ek wil, ek het nou gearriveer. Ek sê vir jou, pas op, jy het gearriveer nie. Want wanneer die dag kom en jy voor Christus verskyn en hy sê vir jou, gaan weg, ek ken jou nie. Israel was geroep, Israel was gelei, Israel het gekom en hulle moes aan geloof die besluit maak en hulle kon nie net twee, Caleb en Joshua. Wat dink jy gaan vandag gebeur? Ons wat so ver van die werklikheid van God leef. Hoekom sê ek werklikheid van God? Want die kerk word gesus. Die kerk word nie aangespreek sê hy, dis nou tyd om wakker te word. Dis nou tyd dat jy God se wil begin volg. Dis nou tyd dat jy roeping opneem. Dis nou tyd dat jy die werke van die wêreld laat staan. Ja, ons is in die wêreld, ons leef in die wêreld. Maar dat ek en jy 75% van ons lewe toewy aan die lewende almagtige God en dis maar 'n klein getalletjie. Ek moet eintlik 'n getal aankoppel, maar dit gaan eers heeltemal God en dan kom ons na die wêreld. So ek trek daai getal terug. Surrender, dis waaroor ons gaan. We need to surrender to God's will. Ons moet tot sy 'n volle oorgawe tot sy wil bring, ouens. Om God se visie te deel beteken dit dat ek en jy volkome oorgee. Israel kon nie volkome oorgee aan God se wil nie, want hulle het geklou aan Moses, maar nie aan God nie. Moenie klou aan geestelike leiers nie, moenie klou aan die leiers van die wêreld nie, klou aan God, want hy is die waarheid. Amen. Hy sal jou nie teleurstel. Hy sal jou nie versaak nie. En as jy voel hy jou laat los, lê Psalm 23 op. Sê dit. Sê Here, U sal my lei deur die doodskade, want U was al deur die doodskade en daarom vrees ek nie die doodskade nie. Daarom sal ek aan die ander kant deurkom en U is my herder. Verklaar dit. Verklaar die woord van die Here. En Israel het kon nie surrender tot God nie, want hulle het vasgehou aan die man en elke keer as dit moeilik gegaan het hulle teruggegaan na hulle slawerny. As ons maar net daar was, het ons nie nou gesukkel om te eet en ons lekker brood gehad. As ons nou maar daar was, het ons gedrink en geëet soos ons wil. Maar nou sit ons in die woestyn en ons volg Moses. Wie volg jy? Volg jy die kerk? Volg jy jou geestelike leier of volg jy werklik die woord van God? Volg jy sy stem? Hoekom is dit belangrik om te kan profeteer in die kerk? Hy sê almal moet kan profeteer in die kerk. Almal moet die stem van God hoor. Dit beteken verhouding, ouers. Dit beteken ek roep uit tot God en sê, Here, maak my 'n bruikbare instrument, sodat U mense oor my pad kan bring, sodat ek mense kan help. Maar as die kerk nie meer mense kan help nie, net hulle ore sit, wat is die evangelie dan? Dis die wêreldse evangelie. En daarom gaan ek en jy getoets word, en ons moet getoets word. Maar die groene toets kom daar in die finaliteit, en God sê, nou gaan ek vir die toets gaan, jy, die visie wat ek vir jou het, gaan ek die toekoms wat ek vir jou inhou my kind, gaan jy my glo op hierdie reis. Ek praat van atlete. Gaan ek en jy hierdie stryd volhou? Is ons ingestel op die wenstreep? Is ons ingepredik om die visie te kan kry dat daar 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel, 'n vereniging met die almagtige God, ouens, wat gesê het, laat daar lig wees, en dit was so. Ek maak 'n mens uit die stof uit en hy staan op en ek blaas my asem om en hy word
word 'n lewende wese. Dis die God wat ek en jy dien. Dis die God wat vir my en jou wag. Dis die God wat sê, wanneer jy moet verlore gaan nie my kind. Dis die God sê, ek moet jou geloof toets. Dis die God sê, want wanneer die druk kom, moet jy weet wie ek is. En Israel kon nie, hulle moes agterhou. Gaan nie anders wees nie, Hebreërs 4 sê dit, Korintiërs sê dit. One safe, all safe, is nie Bybels nie. Yes, ons neem Jesus aan as ons verlosser, deurdat ons bely dat ons sondaars is, ons kom onder die bloed van Jesus, ons gaan deur die doopbad, ons kom onder die leiding van die Heilige Gees, maar dit is nie die waarborg vir die hemelse nie. Die waarborg bly om gefokus te bly in die Here se krag, in sy teenwoordigheid, in sy verhouding wat hy met jou wil hê. Waarskuwing 1 Korintiërs 10:12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie sal val nie. So moenie dink omdat jy daar bo is en jou broeder hier onder sukkel om by te kom. Moenie dink jy is beter as hy nie, want jy kan ook val. Dis so maklik. Misleiding van die duiwel kom so maklik. Moet hom nie onderskat nie. En ek gee hom geen eer nie, ek gee hom geen krag nie. Dis sy wêreld. Hy is besig om 'n verhoog voor te berei vir die hele wêreld in misleiding. Hoekom val kerke weg, ouens? Hoekom val groot sangbedieninge weg? Want hulle verloor hulle visie. Hulle verloor die vermoë om te onderskik aan God se krag, aan God se wil. They don't want to surrender because they become more than what they think God is. En dis wat in Satan gebeur. Hy het gedink hy's groter as God. Hy challenge vandag af vir God deur my en jou. Want hy vra van my en jou om 'n nederigheid God te dien met alles wat in ons is. Dis wat dit beteken wanneer die heiliges, die eklesia, die uitgeroeptes. Jy's uitgeroep om volgens hier te wees. Jy's uitgeroep om die woord van God te hoor. Amen. Want jy's belangrik, jy's kosbaar vir God, maar hy vra van my en jou vir verantwoordelikheid. Hy sê dit gaan nie net so wees, ja, gered en as jy in die hemel nie. Nee. Ek wil hê jy moet my ken, ek wil hê jy moet my leer ken, ek wil hê jy moet 'n verhouding met my kom. Ek wil hê jy moet voorberei vir dit wat kom. Nuwe aarde en nuwe hemel. Daarom is volle oorgawe surrender tot God se plan, sy visie om die beloofde aarde en die hemel te gaan. Volle oorgawe is die enigste. Belangrik, dit is nie vir jou en my om dit te verwesenlik nie. Hier kom groot teks van die Here saam. Ek en jy kan nie, wil nie, sal nie, en gaan nie onderskik om God se wil. Dan lees Romeine 8. Dit sê want die vlees stryd teenoor God en oor die geestelike dinge. En daarom kan ek en jy nie die beloofde land, die nuwe aarde en die hemel ingaan sonder om in verhouding met God te wees nie, want hy, deur sy krag van sy gees, gee my en jou die alleenlike vermoë om op die nou pad te bly en die nou ingang te vind. Ek en jy kan dit nie doen nie. Wanneer ons dit doen, dan raak ons soos bose mense. Dan raak ons die pad duister. Dan begin ons glo wat Satan sê in sy misleiding. Hoekom is daar 'n New Age Church beweging? New Age. Hoekom is dit daar? Misleiding. Mense word mislei want hulle hang mense aan. Maar dit is nie God van my. En die toets van die dag kom in. Wanneer ek en jy daai toets moet slag. As jy 'n bestuurslisensie maak, ons almal gaan nou, vra jy allerlei snaakse vrae om veilig. God vra nie snaakse vrae, hy sê hier, dis my nou, lees hom. Ek verander nie. Ek gaan jou nie indoen nie. Ek gaan jou nie verneek nie. Ek gaan jou nie mislei nie. Ek gee vir die waarheid, volg net die waarheid. Amen. As jy 'n koek wil bak, hier's 'n kan wat koeke bak. Hier's hulle. Almal vir jou. Jy kan nie 'n resep bou op wat jy dink nie, jy moet hom bak vir ons hier. Boek. Daar's geen manier dat jy 'n koek of 'n pudding kan bak as jy nie die resep volg. Ons wil die resep volg oor die wêreldse dinge, maar wanneer dit kom by God se woord, dan ons nie daai resep volg.
En dis die stryd wat ek hier elke dag toe surrender. Om elke dag met volle oorgawe na God te kom. Elke dag sy wil te soek. So jy moet weet, as dit 'n punt is wat jy moet maak. Israel kon dit nie by homself doen nie. Dis 'n bewys. Daarom is dit 'n bewys vir my en jou, om die nuwe aarde en nuwe hemel in te gaan, ons dit nie alleen te reg. Ons het nie die vermoë nie. Maar daarom sê Jesus, ek los julle nie alleen nie. Ek stuur my gees vir julle. En wat sê hy nog daar in Johannes 14? Hy sê ek en Vader gaan by julle woning maak. Hoekom wil hy by my woning maak? Want hy wil nou al met my deel, hy wil my nou al bewaar, hy wil nou al vir my koester, hy wil nou al vir my sê, Sampie, pas op vir hierdie. Kyk daarna, kyk hierdie kant toe. Wat doen jy Sampie sê? Nee, ek gaan nou so. Hier is hierdie pad. En dan net so 'n dag of 2 verder, dan sê Sampie, ek het verkeerd gegaan. En die Here wil nie ek nie verkeerd gaan. Hy wil my lewe bly. Want die is kosbaar van, die is kosbaar. En jy lê die krag moet daar. Filippense 1:6. Omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat goeie werke my en julle begin het, sal volëindig tot op die dag van Christus. Christus, die genadegawe wat ek en jy vandag het, in Christus. God sal aan my en jou hart klop, elke dag, om terug te kom. En hulle wat weg is van hom af, gaan hy na hulle klop, om hulle terug te bring. My persoonlike getuienis is God het my, ek is aanjager, ek is 'n regter aan bokke. Was. My ou verlede kom in, en wil hy hê, ek moet 'n bietjie speel daar by hom, hierdie ou maatjie van my. Hy spuil en hy stink, en dan spreek met daar by hom, en dan stink ek ook so in die Here, waar was jy my seun? Ek klop in my hart, sê kom terug, Sampie, kom terug, kom terug, kom terug. Hy sê vanoggend vir my, kom terug na hom. Surrender, gee alles oor. Kom na my toe, my kind, ek sal jou vat. Ek sê jou strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei, wanneer jy toelaat, ek moet kan stap. Wie wil nie 'n ander mens help? Wie wil nie iemand help wat moeilikheid het? Ek en jy moet na krag stap, die krag van sy gees, in die teenwoordigheid van God, wat hy vir jou sê, nee, jy bid nie nou nie, ja, jy bid nou. Nee, jy gee nie nou nie, ja, jy gee nou. Dis hoe ons met die Here moet stap, want hy ken die week beter as wat ek en jy dit ken. Eie verantwoordelikheid, Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvat. Waar kom dit? Teespin. God sê, ek gaan jou nie manipuleer nie, want hy is nie 'n manipuleerder nie. Hy doen nie die werke van Satan nie. Satan is manipuleerder. So Paulus sê in die eerste plek, ek vertrou op God, die werk wat in julle begin het, sal volëindig tot op die dag van Christus se koms. Nou gaan hy verder, hy sê, onderwerp julle asseblief man. Onderwerp julle, weerstaan die duiwel, want hy gaan by jou verbykom. Hy gaan van jou vra. Maar as jy nie afslaan, gaan hy sê, nee, hierdie maatjie wil nie met my speel. Dis waar nie. Paulus sê self, hy getuig self 1 Korintiërs 9:27. Hy sê, kastei my liggaam, ek kastei my vlees. Ek kastei my vlees om onderdanig te wees aan die almagtige God, onderdanig te wees aan die geesmens. Die vlees wil nie, ouens, die vlees gaan nie. Die vlees sien nie uit daar nie, want hy sien dit as 'n straf, hy sien dit as moeilik. Hy sê, ag jene, nou is ek al weer honger. Ag jene, hier's nie water in hierdie woestyn nie. In plaas van net te gee, sê Here, ek staan vir U. Ek het U lief. Dankie Here vir die brood vir die dag. Dankie Here vir die lewende waters, U bloed vir my gestort. Dankie dat ek by U kan kom drink. Dankie dat ek op U skoot kan sit. Dankie dat ek soos 'n baba veilig kan voel aan U bors, Here. Wanneer laas het jy vir die Here gevra, Here, ek wil aan U bors kom sit. Ek wil net U met my vashou, Here. Ek wil net U liefde ervaar, Here. Dis sy woord. Maar hy gaan hom nie opdring na jou toe nie. Nee. Ons moet eers toepas wat die woord van God sê. Gehoorsaamheid. Hy sê, ja, maar ons is lekker gehoorsaam, jong.
Ons is gehoorsame mense. Hoekom is jy gehoorsaam? Vrees jy dalk die duiwel? Vrees jy dalk die helse vure? En dis al hoekom jy gehoorsaam was? Hoekom was die Israeliete gehoorsaam aan God? Want hy moes hulle bevry. Dit was hulle visie wat hulle gehad het. Bevry ons van slawerny. Maar toe die toets kom, toe val hulle elke toets, want dit was hulle probleem. Hulle het nie oorgawe tot God geleef nie. Hulle het nie God gesien as hulle redder nie. Hulle het nie God gesien as die een wat sy belofte sal nakom nie. Hulle het nie geglo dat God sê jy sal in die nuwe aarde en 'n nuwe hemel ingaan nie. Kerkbaas, ek en jy vandag. Glo jy daaraan? Dan moet jy jou woord lees, dan moet jy jou woord spreek, jy moet jou woord bid, jy moet uitroep tot die Here en sê Here help my om 'n verligte verstand te kry. Verligte oor vir die verstand. Totale oorgawe is wat wag en wat sê Galasiërs 2:20 vir ons, hè? Jy kan onder Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar wat ek nou leef, leef ek in leef Christus in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek glo dit, ek verklaar dit en ek leef nie meer nie. Nou, ek gaan nie vandag kerk doen, jy weet. Toe jy dis raai so lang preek. Nie daai dit doen. Ek het gesê nie lang preek ons van. Geen eie werke sal ons die oorwinning gee. Geen selfoorbeeld. Geen eie werke. Jy kan kerk nie kom soos jy wil. As dit nie is om God te eer, as dit nie is om God te dien, as dit nie is om God te verklaar, so het my geroep daartoe. Ek is deel van die heiliges, die eklesia. Wat soek ek in jou? Soek ons die lewende water of ons onsself sif? Ek en my morele regwerkie vir die week was in die kerk. Israel se uitroep was redding van hulle onderdrukkers. Israel se uitroep tot God was red ons Here van die verdrukkers. Maar dit is 'n geval oorgawe wat soek God. Hoeveel keer wil ek nie Jesus aanneem? Mense wil kort deur 'n doopbad gaan, maar hulle wil nie die verantwoordelikheid opneem, hulle geloof in Christus nie. Ek sê nou vir jou, jy kan dit nie so voorthou nie. Jy kan nie die geloof dien soos jy wil. Jy moet kom hier sonder Here. God se woord. Hoekom is die kerk sukkel? Want ons lees nie ons woord. Ons lees ons telefoon. En as jy sien is 20 minute verby, ek moet iets gaan doen. Halfuur voor doen. Ek sien die vrou by my op my skiet tyd. Maar ek spandeer nie soveel tyd op hierdie woord. Sê vir ons duidelik, daai geslag moes uitgesterf word. Ek nie, jy gaan nie God se draai, sy hart of sy hand draai. Met 'n valse voorbeeld. Ek ken my nie. Ek ken die diepte van ons hart. Hy vra volgens vir gee my jou hand. Surrender all. Gee my volle beval. Sê ek sê jou vat 'n plek toe jy vir soos 320 ver wat jy kan met of kan. Die krag wat hier is. Ver bekom dit wat jy kan met of dit. Ons word uit Satan se wêreld gered die Babylon. Baie opsigte is ons net vol oortuiging van God se wil. Die plan ek lees dit hier uit Babylon. Maar in baie opsigte is ons nie volle oortuig van God se plan, God se wil vir die lewe. Sien julle hoe kosbaar is dit 'n persoonlike getuienis? Dit vul aan wat die woord van God vir ons sê. Hoekom is dit belangrik om die gawes van die Gees
te leef, om te profiteer, om vir siekes te bid en te verwag en sal genees word. Nie 'n arrogansie nie, ons. Want die Here het my en jou geroep en hy sê groter werk is wat ek doen, sal julle doen. So jy moet nie daai pastore glo as jy sê daar bestaan nie so doen. Dit is vals van dit leer. Kom terug na die woord. Die woord is al. Nee, die woord is al. Ons het hoeveel genesings gesien, ons sien hoeveel wonderwerk, die getuienis volgens God se wonderwerk in elke mens in die wêreld kyk. So moet God nie onderskat nie. Moet hom nie kleiner maak as hierdie wêreld nie. Hy sê hierdie is my voetband. Maar omdat ons nie wil glo in sy woord nie, want dit is baie makliker om te sê ek glo nie in daai dinge nie, want dit vra vir my verantwoordelikheid. Dit vra my om God te soek. Dit vra my om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees te kom en ek wil nie en ek weet nie hoe om daar te kom nie. Dis die belangrikheid van kerk. Ons bemoedig mekaar, ons stig mekaar, ons bou mekaar, ons bring mekaar by die plek waar ons sê ek wil ook hê wat God gee. Amen. En al vat hy my deur 'n dal van doodskade, ek wil ook daar wees. Want dit beteken hy gaan my skaaf, hy is besig om my te skaaf sodat ek kan kom waar hy wil hê ek moet wees. Maar glo ons dit dan. Die toets kom in by, glo hulle, Israel. Glo jy werklik volgende? Ja, magtig is werk in jou lewe. Ons het gesien in die Kaapse pastore en dominees en reverends en tutus en musiekgroepe, huwelike val. Omdat hulle nie glo dat God daai huwelik kan help nie, dat God daai huwelik sal regmaak nie, dat God elke probleem wat in die huwelik is sal herstel nie, ouens. Hy wil, want hy het jou by mekaar gesit, jy het 'n belofte vir hom gemaak, jy het 'n versoening vir God gemaak, jy het 'n verbond gesluit met 'n persoon, jy kan dit nie net breek nie. Maar wat sê die wêreld? Ag ja, skei en gaan aan. Dis die evangelie nie aan. Ek en jy kan, as ek en jy die wil het om ons huwelik te herstel, sal hy herstel. Amen. Maar die vraag, jy kyk die wil. En dis ons probleem, ons wil nie altyd. Ons dink die paddetjie op die ander kant van die bal is beter as ons nie beweeg. Ek was deel van 'n letse, die is al. En ek kom terug by surrender, by woordval. Ons was geroep as matriekseuns om deel te hê aan die destydse wêreld. Nou, ek het geweet ek gaan weermaak. Maar ek is nie 'n soldaat nie. Ek is nie 'n vegter nie. Ek wil nie ontslaan nie en ek wil nie panel beat nie en ek wil nie skiet nie. Dis nie my natuur nie. God het dit so gemaak nie. Nou gaan ek weermaak. Nou is ek 'n soldaat. Ek was 'n halfhartige soldaat, want die oorlog was nie vir my nie. Want ek is nie 'n soldaat nie. Dit beteken my oorgawe om 'n volle soldaat te wees om iemand te gaan doodskiet. Dit was nie ek nie. Ek was geroep daarna. Ons al ons seuns was geroep daarna. En dit is reeds as ek kon besef die krag van dit waarvoor ons geroep is om ons land te beveilig, om ons land te eie identiteit te laat behou. Dan was dit goed en dit was gaaf geweest, maar ek was nie daar nie, ouens. Dit beteken ek het nie 'n volle oorgawe gehad om 'n soldaat te wees nie. Ek was 'n gevaarlike soldaat. En hoe volg ek en jy die kerk dan, ouens? As ek en jy nie 'n volle oorgawe het vir dit wat ons glo nie. Ons sing lofliedere met 'n halfhartige oorgawe. Ons bid met 'n halfhartigheid. Ons roep God aan met halfhartigheid. Ons bid want ons weet ons moet bid, maar ons het nie 'n oorgawe hy werk nie. Dat hy gaan doen wat jy vra nie. En dis miskien die getuig, omdat ons nie altyd sien wat God doen nie, dink ons hy werk, hy hoor ons nie aan, hy hoor ons aan. Geen gebed, geen uitroep tot God is nie op sy oor nie, ouens. Maak die saak waar jy is in jou lewe nie. As jy uitroep uit jou put uit en sê, Here, hier is ek, gaan hy jou ontmoet. Wil hy jou ontmoet. Dis die evangelie wat ek en jy moet verkondig, 'n lewende, almagtige God. Amen. Gesterf vir my en jou, opgestaan, eersgeborene van die wat opgestaan het, daarom gaan ek ook opstaan. Amen. As ek vashou
vashou, my oog gefestig op die visie van God, my oog gefestig nie op die dinge van die wêreld nie, my oog gefestig op wat God se belofte is. Hy het my lief en hy wil my by hom verenig. Maar dit vra van my en jou om die prys te betaal. Dit vra van my en jou om die verantwoordelikheid op te neem en sê, ek glo en daarom leef ek dit. Ek moet ouens. Wat is jou visie? Ja, ag dit sal nog kom. Jy het geen waarborg vir môre nie. Geen waarborg vir môre. Jy kan nie aangaan op jou ou ween, ja, ek is so gemaak en so laat staan nie. Dis Satan se leuen in jou kop, man. Dis tyd dat ek hier gaan stil staan en sê, hier is ek voor u God, kom help my, reinig my, lei my, Here. Amen. Dis kerk, ouens. Hierdie wat ons mekaar se ore streel, is twak, dis die vyand se werk daai. Dis tyd dat ek hier opstaan vir die waarheid. Dis tyd dat ek in die waarheid glo. Dis tyd dat eers by my begin, ek glo dat ek leef dit, en soos jy dit glo, sal ander kom en sê, wow, ons wil hier kry. Want jy sien God in my. En ek sluit af. Dan die heel wonderlikste is om dit te stap met God se gees, wat my en jou die vermoë gee, wat vir my en jou die vermoë is, wat vir my en jou wil lei tot 'n totale oorgang. Ek kan sê, yes, God, I'm going to surrender. Môre, as jy jouself vind, is jy weer besig om aan te jou. Maar as ek dit doen met Heilige Gees, kom help my. Ek soek by my. Praat met my, lei my, openbaar die skrif aan my. Gee vir my ook Psalm 112. Gee vir my ook Psalm 146. Gee vir my ook 1 Korintiërs 15. Ag, gee sommer vir my ook Romeine 5 vers 8, Here. Ag, Here, gee sommer die hele woord in my binneste. Ek wil dit druk, ek wil dit eet, ek wil dit vat. Dus hierdie een kind by Moret, hy vat sy vraestel papier en hy eet hom op. Hy nou letterlik seker luister aan die pastoor sê, eet dit op, eet jou Bybel op, dis wat ons moet doen, ouens. Jy wil op eet hom op. Dan jy gaan doodgaan, ons het dit gesien as 'n bewys. Wat is jou visie? Jou visie moet wees totaal jou lewenswandel, jou totale reis waarmee jy besig is. Van God. Amen. Hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy eet, hoe jy kyk, selfs wanneer jy in die kar sit. En jy is besig met jou eie gedagtes en daar kom so 'n masker op wat nie mooi is. Sien jy, en verander dit ook. Ja. Sodat ek u reflekteer. En ons kan dit net doen met die vlees, met die gees. Wat het ons gelees? Hy sê, daar's 'n vlees en daar's 'n gees. Die vlees is hierdie vel en been. Daar's 'n geesmens, dis hier binne in jou krop. En ek in krop, onder in krop. Jy maak dit deel. Yes. Dus kom maar net so vol is. Halleluja. Ek sluit af met die volgende vers, Sagaria 4 vers 6. Sagaria 4 vers 6. Die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag, nie deur geweld, maar deur my gees, sê die Here van die Heerskappy. Om te verander, om te surrender, om 'n volle oorgawe te hê, is om te sê, Heilige Gees, lei my, vat my. En wanneer ek weer strewig is, om skip. En hy sal, en hy kan, en hy wil, want hy ken die toekoms. Hy ken my die toekoms. Ek wil bring, vat die woord, raak nie vir die woord van my. Eer die woord, dring die woord, verklaar die woord, pleit. En Jesus wonder, kom sluit, Vader, beskoef die al die lief, al die naam. En ek bid vir elkeen wat hier sit, en ek bid vir hulle wat al gaan luister op Facebook. Ek bid my Here,
dat ons die verantwoordelikheid sal opneem om totale oorgawe te maak. En nie net kerk te wees, maar kerk te leef met 'n visie wat lewend is, wat God vir ons gegee het, om met ons te verenig in die nuwe aarde te leef. Heilige Gees, kom lei ons, kom lei hierdie gemeente, kom lei elkeen wat volgend is. En Jesus wonderkind. Here, kom vat ons na 'n hoë plek sodat ons kan bid of dien. Kom lei ons in die waarheid, Here. Geef ons daai vermoë om voluit oorgawe te gee aan Jesus ons God en ons. Halleluja.